Goeiemôre almal, dit is Dinsdagoggend, dis die 22ste April die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend se woord gaan oor toewyding. Ons leef in die wêreld, maar God vra ons dat ons nie slegs ons eie wil sal uitleef nie, ons eie belange soek of ons eie eer sal dien nie. Dikwels is ons wil en die wil van die Here twee totaal uiteenlopende doelwitte. Dan moet ons die keuse maak, gaan ons toegewyd aan hom leef of gaan ons vir onsself leef? Die mens wat aan God toegewyd leef, se lewe staan in die teken van talle beloftes van die Here. Kom ons lees eerstens daar uit Numeri 15 vanaf vers 37 tot 41. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere en in hulle geslagte en aan die hoekklossies 'n draad van persstof vasgebind. En dit sal julle as klossies dien. As julle dit sien, moet julle aan die gebooie van die Here dink, dat julle dit doen en julle hart en julle oë navolg waar julle agteraan boereer het, sodat julle aan al my gebooie mag dink en dit doen en aan julle God heilig mag wees. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het om vir julle 'n God te wees. Ek is die Here julle God. Die volgende gedeelte is daar uit Hosea 6 verse 4 tot 6. Wat sal ek met jou doen, o Efraim? Wat sal ek met jou doen, o Juda? Aangesien julle liefde is soos 'n môrewolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn, daarom het ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordeele oor jou kom tevoorskyn soos 'n ligstraal. Want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. Die volgende gedeelte is hier uit 1 Timoteus 6 verse 3 tot 12. Vermaning en algemene raadgewing is die opskrif daar. As iemand iets anders te leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lastering, 'n bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Is dit dan nie duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie? Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in die versoekinge en strikke en baie dwaase en skandelike begeertes wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy geroep is en die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord, Here, wat ons so rig en stig. Here, dankie dat ons toegewyd kan lewe aan u. Here, omdat u vir ons soveel voorbeelde gee van hoe ons toegewyd moet leef. Here, sodat ons ou natuur kan aflê en die nuwe natuur wat u vir ons gegee het kan opneem om 'n nuwe skepping in u te kan wees en toegewyd aan u te kan lewe. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen.